Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel en ek moet jou laat weet, ek's jammer, ek kan nie die naweek saam met jou kuier nie. Ons het 'n kamp by Shekinah Dameskamp, maar ek kan vir jou sê, ons skrif by die kamp is Spreuke 4 vers 22. Dit sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat jy bewaar, want daaruit ontspring die lewe. Nou, God die Vader beskryf homself as 'n fontein van water in die Ou Testament. Jesus is lewende water in die Nuwe Testament en hy sê as jy in hom glo, gaan lewende water uit jou binneste uitvloei. Nou, as jou hart verhard of verdor of verdof op een of ander manier, dan is dit soos, dink aan die prentjie, 'n koppie. En jy dra die kraan oop om die water te laat invloei in jou koppie in. Maar jy kom en jou hart verhard en dit is soos jy wat jou hand inskuif bo die koffie. Die water val op jou hand en dit kan nie meer in die koppie ingaan nie. So, ek het iemand wat ek ken, 'n klankman. Nou as jy enigstens 'n klankman ken, sal jy weet, hulle is pedanties oor hulle toerusting. Die goed moet net so in hulle bokse kom. En jy mag hulle nie help as jy nie weet dat jy die koord moet draai terwyl jy hom opdraai in 'n sirkel, sodat hy mooi plat lê wanneer jy hom net so in hulle boksie sit en so nie. So ek ken 'n klankman en die is in die bediening, maar hy leen toe ewen nice sy klank uit vir 'n gemeente. Dis 'n arm gemeente en dis in 'n gevaarlike omgewing. So mense nou dink hulle sal ekstra seker maak alles is veilig, maar hulle het nie en toe raak die klank gesteel. Hulle laat hom weet, oeps, jou klank is gesteel en tot vandag toe nog nooit eers jammer gesê daarvoor nie. Nou, die mens se vrou wag toe nou dat hy sy poppie prop, want hy homself is 'n baie perfeksionistiese, netjiese mens. Hy het al hoe lank al die klank en hy pas dit al hoe lank al baie goed op. Nou die ding was verseker geweest, maar dis jou goed, né? En hy was glo stil vir 'n paar dae en sy kon sien daai ratte draai daarbo. En toe hy uiteindelik praat, toe sê hy gaan niks doen nie, want hy moet sy hart bewaar. Hy kan nie môre gaan bedien met bitterheid en negativiteit en daai onvergifnis in sy hart nie. Wat waar is, jy kan nie lewe uit jouself uit voortbring wanneer dit dood is hier binne nie. En ek het soveel respek daarvoor, dat dit moontlik is om vir jouself te besef hoe belangrik hierdie ding is, dat jy kan nie bekostig om hierdie kwaad te broei en te groei. Die luukse daarvan om eie gereg te wees, maar jou hart word hard, sodat jy jou koneksie met die Here verloor en jou autoriteit en salwing verloor in bediening nie. So kom ons leer by hom en ons verstaan dis moontlik en ons klik hoe belangrik dit is en ons gaan doen die lewe beter môre, né? En ons verhard nie ons harte nie.